In die Tunnel Sportnuus kyk ek na hoogtepunte van die naweek vir my. Daar's 'n hele paar hoogtepunte vir my sit op die rugbyveld en op die tennisbaan. Rugbyveld, die Springbokke speel teen die All Blacks. Dis altyd baie groot en dit is Saterdagoggend 5:09. Dis Namibiese tyd, die afskoptyd. Die afskoptyd in Nieu-Seeland is 5:07 die aand in Auckland en dit is lanklaas by die Springbokke daar kon wen. 1937 laas daar gewen en die All Blacks ook onoorwonne in 50 wedstryde sedert 1994 op Eden Park. So dit is 'n groot uitdaging vir die Springbokke. Hulle het vir André Pollard op 10 gekies op loskakel en dis Willie Leroux op nommer 15 en hy speel dan heeligter natuurlik en Siya Kolisi ook in die span. Hy speel weer 8ste man. So dit is 'n lekker vooruitsig. En dan ook nog rugby wat ek gaan kyk en dit is die vroue wêreldbeker. Dit is in Engeland wat dit plaasvind. Dit is baie kompeterend wat Suid-Afrika se vroue Springbokspan nou is in daai toernooi. Hulle speel teen Frankryk. Hulle laaste rondom talie wedstryd. Hulle is klaar deur na die kwartfinale. Baie op die spel nog steeds. As hulle vir Frankryk wen, gaan hulle waarskynlik teen Ierland speel in die kwartfinale. As Frankryk daardie wedstryd wen, is dit 'n moeilike kwartfinale teen Nieu-Seeland vir die Springbokke. So sterk dan die vroue span die wêreldbeker daar in Engeland. Dan ook laastens tennis. Dit is Saterdag 'n groot eindstryd in die Amerikaanse Ope vir vroue. Ek gaan dit verseker kyk want dit is Amanda Anisimova. Sy is van Amerika. Sy het weer deurgedring na die eindstryd. Sy speel teen Aryna Sabalenka. Waarom dit interessant is, sy het in Wimbledon ook in die eindstryd gespeel, maar met 6-0 en 6-0 verloor teen Iga Swiatek. Almal se oë is op haar of sy kan beter vaar in die Amerikaanse Ope finaal. So dit is al die sporthoogtepunte van die naweek, rugbyveld en tennisbaan. Dit is in die Tunnel Sport.